Nou Psalm 90 vers 10 is deur Moses geskryf. En wat sê Moses? Die dae van ons jare daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Want gou gaan dit verby, en ons vlieg daarheen. Wat 'n opsomming van iemand wat met God gewandel het. En hier is 'n gebed van Moses, en hy is een van die grootste manne van God. Maar hoe was sy lewe? As ons dit gaan lees, kry ons dalk 'n ander insig, 'n ander perspektief van Moses se lewe. Kyk in jou geestesoog. Ons gaan ook net vandag kyk na Moses se lewe. Ons idealiseer ander lewens. Ons kyk na Moses se lewe. Nadat hy deur sy ma gesoog was, is dit as 'n klein seentjie weggegee aan 'n vreemde vrou van 'n vreemde volk, waar hy sy lewe moes deurbring as iemand van 'n ander volk. Dink net, dit is Moses. Hy is gesoog, maar hy het by sy ma groot geword. Hy is lief vir sy ma en hy is lief vir sy pa, en hy word gesoog en dan gee sy ouers hom weg. Hy's 'n klein seentjie, hy verstaan nie al die politiekie. En hy gaan bly in 'n enorme groot plek. Dis die paleis. En hy ken niemand, en dalk het hulle nog 'n vreemde taal ook gepraat. En hulle sê, hierdie vrou is nou jou ma. En hy kyk na haar en hy sê, maar ek kan nie met haar identifiseer nie, sy is nie eens van my volk nie. Maar dis soos dit is. Deur sy alleen lewe onder hierdie vreemde volk, het hy sy eie volk gesien, maar hy kon nie deel van hulle wees nie. Hy is altyd buite, dink net hoe eensaam, hoe alleen, hoe het hy nie behoort nie, maar sy eie mense is daar. Hy probeer een van sy eie mense sy lewe red deur die Egiptenaar dood te slaan, maar toe verraai sy eie volksgenoot hom, en hy moet uit die land vlug vir sy lewe, en as 'n vreemdeling gaan bly in 'n ander land. Hy probeer die regte ding doen, hy probeer die goeie ding doen, en hy word nie vervolg deur 'n vreemde volk nie, hy word vervolg deur sy eie volksgenote. Nou in daai vreemde land waartoe hy vlug, trou hy, en daar het hy 2 seuns. 40 jaar later roep God hom terug om die Israeliete uit Egipte uit te lei. So hy bly nou 40 jaar in 'n vreemde land. Nou sê Vader, nee, terug Egipte toe. Aanvanklik het die Israeliete hom verwelkom as hulle redder, maar toe hulle omstandighede moeiliker gemaak word deur Farao, omdat Moses hom inmeng het, bied hierdie selfde Israeliete weerstand teen Moses. Nou, ons ken die geskiedenis. Moses gaan, hy praat met Farao, Farao sê, dit is net om met julle lys, om te harder werk. Hulle moet self nog die bestanddele gaan haal, wat julle nodig het om te bou. Ek gaan dit nie meer vir julle aandra nie. En nou is die Israeliete kwaad vir Moses. Ek dink maar net aan sy lewe tot dusver. Wat 'n deel van die lewe was nou so wonderlik. Ons dink, hy het in die paleis gebly. Wou hy? Hy wou nie. Eintlik lei hy sy eie volk uit Egipte, en 40 jaar dwaal hy saam met hulle in die woestyn rond, maar self gaan hy nie in die beloofde land in nie. Wat 'n lewe. 40 jaar in die huis van Farao, in plaas van, maar sê in sy ouers se eie huis, sy eie mense, dan 40 jaar in 'n vreemde land, weer eens sonder sy eie mense, en dan 40 jaar saam met sy eie mense, maar dwaalend in die woestyn, en dan die dood. Sjoe, wil jy in jou lewe ruil Moses? Moses 'n makliker lewe gehad? Watter deel van Moses was so wonderlik?